1987 bevind 'n bejaarde vrou met die naam Millie Dienert haar op 'n baie onwaarskynlike plek. Die Kremlin, die hart van die Sowjetunie. Millie was nie 'n politikus nie. Sy was nie 'n diplomaat nie. Sy was 'n gebedsvegter uit Billy Graham se bediening uit. Welkom by die Sepcast, die plek waar ons geliefde stories op hulle kop draai, waar ons kyk na wat die geskiedenis dalk oorgesien het en waar ons nuut ontdek en saam groei. Nou vir dekades het die Sowjet-regering Christendom sistematies probeer uitwis. Kerke is gesloop, Bybels is verban, geloof is onwettig verklaar. Maar nou, in 'n klein vergaderkamer in Moskou, sit Millie oorkant Sowjet-amptenare, die mense wat hulle hele lewens daaraan gewy het om geloof te onderdruk. En toe gebeur die ondenkbare. Een van die amptenare leun vorentoe en fluister, kan jy ons van Jesus vertel? Die mure het begin krummel. Nie net die fisiese mure nie, maar die ideologiese mure wat geloof vir dekades toegesluit gehou het. Kom ons kyk verder na 'n ander teks in die Bybel wat Johannes 12:27-36 steun. Dit is Johannes 20 vers 21. En dit is een van die kragtigste oomblikke in die Bybel. Jesus, na sy opstanding, staan voor sy disippels en sê eenvoudig, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Gestuur, nie genooi nie, nie net versamel nie, gestuur. Vir eeue het die kerk met hierdie idee gesukkel. Is geloof iets om te beskerm, 'n kosbare erfenis wat agter kerkdeure bewaar moet word, of is geloof iets om te deel, iets wat na buite moet beweeg en die wêreld moet verander? Ek praat dikwels oor die verskil tussen 'n vesting en 'n beweging. 'n Vesting bou mure om homself te beskerm, en dit is nodig met tye. Dit bou versperrings, dit hou die wêreld buite en fokus net op selfbehoud. Maar 'n beweging vloei na buite. Dit raak die kultuur aan. Dit dien eerder as om te isoleer. Dit bring vernuwing in die wêreld om dit heen. Jesus was nooit ooit behep met die bou van vestings nie. Hy het saam met sondaars geëet. Hy het die gebrokenes gesond gemaak. Hy het die verstotenes verwelkom. En toe kyk hy na sy volgelinge en sê, nou is dit julle beurt. Die vroeë kerk het hierdie roeping verstaan. In die eerste eeu was die Romeinse kultuur vyhandig teenoor Christene. Hulle was vervolg, hulle was as moeilikheidmakers bestempel, maar die kerk het nie teruggeveg met mag nie. In plaas daarvan het hulle gedien. Hulle het verlore babas aangeneem wat in die strate gelos was om te sterf. Hulle het die siekes versorg toe peste uitbreek. Hulle het hulle vyande lief gehad, selfs diegene wat hulle wou doodmaak. En binne 'n paar eeue was die Romeinse ryk vir altyd verander. Millie Dienert het nie Kremlin toe gegaan om herlewing te verwag nie. Sy het gegaan omdat sy gestuur was. En miskien, net miskien, gebeur die grootste impak van geloof nie binne ons kerkgeboue nie, maar daar waar ons gestuur word. Ons is gestuur om Jesus te wys. Tot môre. Mooi loop.